Goeiemôre geliefdes. Baie welkom by hierdie diens vanoggend. Baie welkom ook aan al ons gaste. Ek sien ons het baie mense hier. Baie welkom aan julle vanoggend. Ook daar agter sien ek. Kom iemand wat seker. Baie welkom aan elkeen van julle. Mag julle ook saam met ons die Here vandag leer. Ons gaan vanoggend begin weer voordat saam te sing. Lof eer sing ons oor God, die bron van alle lewe. Die Vader, Seun en die Gees, almagtig en verhewe. Die oor alles God en hoof, open oog van die geloof, dat ons kan sien, geen goed of kwaad word aan toeval, oorgelaat. Hoe kan ons begrip verstaan, hou in alles staan. Lied 190, ons sing 188 en 190. Die fokus in 190 val op vers 3, waar ons sê dat wat ek al gebeur, is net toevallig. En as die lig wat geval het, is God se lig. Dit is gebeur toevallig. En daarom kan ons ook sê, dat niks word aan toeval oorgelaat nie. Hoe kan ons begrip verstaan, hou in alles. Kom ons sit dit so, en dan kan ons ingestel het. Met hart en ontdek. Ons tree in nou met ons intreelied voor die Here en ons sing saam lied 168 vers 1 en vers 3. Ons fokus val op vers 3, of vers 2. U is die Alfa en Omega, u kom en elkeen sal u kan sien.
U is die eerste en die laaste, die ganse skepping sal U dien. Ons fokus val daarop juis omdat elke deel van die skepping, alles sal die Here dien. En wanneer Christus ook uiteindelik kom, waarna ons vreeslik baie uitsien en verlang, gaan ons ook kan sê dat elke knie sal buig voor hom. En daarom staan ons voor die Here nou op en ons tree in voor hom en ons hoor wat die lewende God vir ons vandag vertel. Die Here is my herder, kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde, hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot eer van sy naam. Aan almal vir wie God liefhet en wat hy geroep het om aan hom te behoort. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God die Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan voort met ons lof aan die Here. Ons sing Psalm 104 vers 21 en 21. Ek wil terwyl ek lig geniet Gods grootheid sing in psalm en lied, en die oorpeinsing van my gees, mag dit hom gewellig wees. Ons loof ook die Here wanneer ons saam in ons harte openlik bely dat ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het. Hy wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige,
algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Ons gaan voort in ons geloof te bevestig, deur saam te sing Psalm 8, vers 2 en vers 7. Daarna kan ons plekke inneem vir die verootmoedigingsdiens. Geliefdes, wat is die wet van God? Baie van ons sal sê dit is om die Here jou God lief te hê bo alles en jou naaste soos jouself. En dit is waar, dit is reg. Maar dit het soveel meer dieper betekenis. Want wanneer ons die wet van God aanhoor, sluit dit nie net daardie een spesifieke gebod in nie, maar dit sluit 'n magdom ander dinge ook in wat onder daardie gebod val. Neem maar byvoorbeeld die gebod oor eer jou vader en moeder. Het gaan nie net oor ons pa en ma nie, maar dit gaan ook oor die owerheid, die gesag wat oor ons aangestel is. Wanneer dit gaan oor egbreek, gaan dit nie net oor 'n man en vrou nie, dit gaan oor allerhande ander goeders wat in hierdie wêreld toegelaat word onder die seksuele. Dit gaan oor identiteit. So wanneer ons die wet van God aanhoor, is dit nie net die 10 gebooie nie. Dit omvat die hele sfeer van die lewe. En daarom hoor ons vanoggend die wet van God aan in Eksodus 20 vers 1 tot vers 17 en ek lees vir ons oudergewoonte die 83 vertaling. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, hy's onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is dit die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie valse getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook jy slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie.
In antwoord op die wet, sing ons saam Psalm 6 vers 1. Wil my o Heer nie straf nie, wys my in toorn nie af nie. Sien my genadig aan. Laat in my teëspoede 'n al te strenge roede my nie met gramskap slaan. Ons sing Psalm 6 en daarna bid ons saam. Here, ons weet hoe skuldig ons voor U wet staan. Dat ons nie erns maak met alles wat U van ons verwag nie. Ons weet dat ons baie keer sondig, tot so 'n mate dat ons dit maar net beskou as, maar U sal ons tog vergewe. Ons bely dat ons baie keer van U genade en vergifnis goedkoop maak. Ons bely dat ons baie keer opsetlik, doelbewustelik in opstand kom teen U. Hoofsaaklik omdat dit gaan oor ons eie koninkryke. Here, selfs wanneer die swaar kry kom, wanneer die benoudheid daar is, wanneer angstigheid soos 'n skaduwee saam met jou beweeg. Selfs dan vergeet ons baie keer dat U ook naby is. Dan soek ons hulp en hoop op ander plekke. Here, maar ons is so dankbaar dat U wel moeite maak met ons, sodat ons nie in hierdie toestand hoef te bly lewe nie. Dat ons nie in hierdie sondige toestand voortbestaan nie, maar dat ons daadwerklik nuwe lewe kan leef in U. Want Christus sê sy juk is sag. Here, en daarom, terwyl ons vandag die woord aanhoor, herinner ons dat selfs in swaar kry, dat ons oë gefestig moet bly op U, en dat ons kan dra aan Christus se juk, want dis lig, en ons eie afval. Here, hier op die laaste Sondag van hierdie jaar, bid ons dat U tot ons sal spreek, dat ons bemoedig sal word, vertroos sal word, en staande sal bly en ingaan in die nuwe jaar wat kom. Daarom, Here, spreek tot ons. Ons sien uit om van U te hoor. Om Christus ontvul. Amen. Geliefdes, vanoggend lees ons saam uit die boek van Klaagliedere. Dit is daarom 'n snaakse boek om die jaar mee af te sluit. Maar Klaagliedere het ook 'n boodskap. Hoekom lees ons dit? Want elke deel van die skrif het vir ons 'n boodskap. Ons lees Klaagliedere 3 vers 1 tot 33. As jy in Esegiel is jy 'n bietjie te vroeg, dan blaai jy nog 'n bietjie aan. En as jy by Jeremia is, of as ek dis voor Esegiel en na Jeremia. Jeremia het ook klaagliedere geskryf, maar ons lees nie die boek van Jeremia nie, ons lees klaagliedere van Jeremia. So ons blaai tot by hoofstuk 3, dan lees ons vers 1 tot vers 33.
Ons fokusverse sal ek vir ons na die tyd weer herhaal, dit is vers 22 en vers 23. Ek is die man wat ellende belewe het. Die Here het my met sy toorn geslaan. Hy het my die donker ingejaag, my laat loop op 'n pad sonder lig. Vir my stoot hy gedurig weg dag na dag. Hy het my hele liggaam laat wegteer, my bene gebreek. Hy het my toegebou met 'n muur van gif en ontbering rondom my. Hy maak die donker my tuiste, ek is soos die wat lankal dood is. Hy het 'n muur om my gebou, ek kan nie uitkom nie. Hy het vir my swaar bronskettinge aangesit. Al roep ek en al smeek ek om hulp, hy weier om my gebed te verhoor. Hy het my pad met klip toegebou, vir my geen uitkomplek gelaat nie. Hy is soos 'n beer wat my inwag, soos 'n leeu wat my voorlê. Hy het my een kant toe gekeer en verskeer, my vermink laat lê. Hy het sy boog gespan en my 'n teken vir sy pyle gemaak. Hy het sy pyle diep in my liggaam ingeskiet. Ek word uitgelag deur my hele volk. Hulle sing heeldag spotliedjies oor my. Hy het my bitter dinge laat sluk, die lewe vir my galbitter gemaak. Hy het my die lewe galbitter gemaak. Hy het my gruisklip laat kou, my in grond getrap. Hy het alle rus van my af weggeneem. Ek het al vergeet van voorspoed. Ek het gedink dit is klaar met my en met my hoop op die Here. Die gedagte aan my ellende en my vreemdelingskap is gal en gif vir my. As ek daaroor nadink, draai my gedagtes vas. Maar dit sal ek ter harte neem. En om die rede bly ek hoop. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie en daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre nuut. Die trou is groot. Ek sê vir myself, die Here is my lewe en daarom hoop ek op hom. Die Here is goed vir wie op hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra. Dit is goed om geduldig te wag op die hulp van die Here. Dit is goed vir die mens om sy las in sy jeug te dra. Laat hy in sy eensaamheid geduldig bly as God hom die las opgelê het. Laat hy hom diep verootmoedig. Miskien is daar hoop. Laat hy sy wang draai vir wie hom slaan. Laat hy maar oorvloedig smaad ondervind. Die Here verstoot 'n mens nie vir altyd nie. As hy 'n beproewing oor 'n mens gebring het, ontferm hy hom weer, want sy liefde is groot. Dit is teen sy sin dat hy die mens in ellende en beproewing bring. Ons lees net tot daar. Ons fokusverse vers 22, vers 23. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre nuut. Die trou is groot. Geliefdes, die tema van vanoggend, die jaar van God se genade en getrouheid. Dit is ook dan nou vandag die laaste preek in 2024. Vandag die 52ste Sondag van 2024. Ons het vanoggend vir die laaste keer kerk toe gekom hierdie jaar. Dit klink vreemd om te sê. Ons gaan volgende jaar weer in die kerk wees. Maar 2024 kan ons terugkyk op en baie mense sal vir mekaar sê, maar ek is bly die jaar is verby. Matriek sal ook baie keer sê, uiteindelik is ek klaar met skool. Hierdie jaar is uiteindelik verby. Baie keer sien ons verligting op mense se gesigte wanneer 'n jaar verby is wat dalk swaar was. En baie keer wanneer ons oor 'n jaar terugkyk, dan dink ons dadelik eerder aan die slegte dinge. Veel eerder as die goeie. Ja, ons dink baie keer aan die goeie, maar die slegte word altyd eers genoem. Wat het die jaar alles gebeur? Ek onthou toe so en so kanker gekry het. Ek onthou toe ons begrafnis gehou het vir so en so. Ek onthou toe ons totaal en al in finansiële ruïnasie was. Ons dink aan die negatiewe veel eerder as die positiewe. En dit is ook oukei. Hoekom?
Want soos wat ons nou gelees het, Jeremia skryf in klaagliedere, moet ons erken die swaar tye, maar ons moet ook hoop daarin vind. Swaar kry is iets waarmee elkeen van ons op een of ander vorm te doen gekry het in die laaste jaar. Miskien dalk in die laaste paar jaar, bietjie meer. Maar ons ken swaar kry. Nou kan 'n mens baie maklik redeneer, maar ons ken nie noodwendig die swaar kry wat ander broers en susters in die geloof het nie. En ja, dis waar. As ons byvoorbeeld net dink aan die vervolgde lande, ons ken nie die swaar kry wat Christene beleef, wat doodgemaak word vir hulle geloof nie. Ons ken nie daai swaar kry nie. Maar ons ken die swaar kry ook in ons lewens en in die lewe van ons broers en susters in die gemeente, in die gemeenskap. Wat ook al dit is, persoonlike verlies, siekte, finansiële uitdagings, emosionele pyn, wat ook al dit mag wees. Selfs in die kerk, broers en susters om ons. Selfs die kerklike gemeenskap wat seer kry, wat se rede ook al. En tog kan ons erken, dit gaan swaar, en dit gaan moeilik. Want baie keer terwyl ons daar in daai oomblik is, dan mag ons vra nou, waar is die Here nou? Waar is God nou? Wanneer ons langs 'n oop graf staan, wanneer ons in 'n dokterspreekkamer sit, waar is God nou? Die digter van Klaaglied stel hierdie vraag ook aan ons. Deur sy swaar kry te beskryf, sien ons, dis in baie grafiese maniere geskryf. Hy sê, dit voel vir my of die Here se pile na my toe kom, dit voel of 'n beer en 'n leeu my aanval. Verskeer, daar's mure om my gebou. Dit is hoe hy voel in sy swaar kry. Nou begin hy hierdie hoofstuk deur te sê, ek is die man wat ellende gesien het onder die roede van sy grimmigheid. Die 33 vertaling. En baie keer kan ons dit ook sê van die jaar wat verby is. Ek is die mens wat ellende gesien het in hierdie jaar. Hierdie woorde is rou en seer. En dit weerspieël ook 'n baie diep swaar kry, maar ook 'n eerlikheid. Ons is veronderstel om in waarheid te lewe met mekaar, maar ook met God. Hoe belangrik is dit nie? So ons mag en ons kan en ons moet vir die Here sê, hierdie swaar kry is vir my onophoudelik. Ek worstel regtig baie. Waar is U? Maar die digter herinner homself, en ons moet onsself ook herinner daaraan, aan wat ons sien in vers 21. Hierdie sal ek ter harte neem en daarom sal ek hoop. Selfs te midde van absolute swaar kry, kan ons hoop. En daar is altyd hoop. Ongeag. Vir ons as gelowiges is hierdie woorde diep bemoedigend, of behoort te wees. Want waar kom die hoop vandaan? Dit kom van God af. God bewerk ook hierdie hoop in ons harte, deur die Heilige Gees. Veral wanneer ons een jaar afsluit en in 'n ander jaar ingaan, dan is baie maklik dink, nou kom al die swaar kry weer terug. Wat as 2025 nog erger is as 2024? En dan is dit ook oukei. Want die Here se hoop, die hoop wat in ons lewe, is steeds daar. En ons kan hoop. Ons mag dalk voel of alles rondom ons ineenstort, maar die waarheid is dit doen nie. Dit voel net vir ons so. Want ons is afhanklik eerder op dinge en goeders en allerlei goedjies as op God. Die vraag wat hierdie teks vir ons dan vra is, hoe vind ons hoop wanneer ons swaar kry, oorweldig voel? Waar kry ons dit? Want hierdie is iets waarmee Jeremia geworstel het, maar ook ons. Want beproewing en lyding word beskryf in hierdie hoofstuk. En dit is iets waarmee ons gaan saamleef, solank as wat die sondeval daar is. Die sonde daar is in hierdie wêreld.
Ek is die man wat ellende gesien het onder die roede van sy grimmigheid. Ons het nie gedink ons sal dit in die skrif lees nie. Kan die Here regtig so optree teenoor mense? Jeremia gee nie net 'n algemene verklaring of 'n algemene ervaring nie, maar hy sê dit is iets wat direk van God afkom. Hoe baie keer gebeur dit nie ook in ons swaar kry nie. Die Here het dit gedoen. Die Here het so en so. God se skuld. Maar die aard van swaar kry moet ons besef, het ook geestelike groei elemente in dit. Swaar kry help ons ook om te kan deurdruk. Die digter beskryf sy swaar kry in 'n taal wat amper praat van desperaatheid. Hy sê in vers 2 dat God hom in duisternis inlei. Vers 3, dit voel dat God sy hand gedurig teen hom inhou. Vers 4, dit gebruik beelde soos mense wat sy vlees en vel laat afvrot, verouderd. Hierdie beelde wys op 'n hele lewe wat vervreemd is van wat dit eintlik moet wees. Om in verhouding met God te lewe soos bedoel in Genesis 1. Dit spreek tot die ervaring van baie gelowiges wat voel God is ver. Maar daarom is daar ook stilte. Baie keer wanneer ons voel die Here luister nie na ons nie of hoor nie ons gebede nie, is dit nie so nie. Hy luister wel. Maar selfs in daardie stiltes help dit ons om nog meer afhanklik te word van hom en fyner te luister in 'n wêreld wat so die mekaar is. Nee, maar ek hoor nie die Here nie want ek is die hele tyd besig met die dinge van die Here. Ek hoor nie die Here nie want ek is besig met so en so. Die Here luister nie na my gebede nie. Want ons is so meegevoer met alles om ons. Dat ons baie keer uitroep, soos vers 8. As ek roep en skree, sluit hy my gebed uit. Maar God doen nie dit nie. Hy is steeds daar. Selfs in Christus se swaarste tyd waar hy sê, my God, waarom het U my verlaat? Kan mens baie maklik sê, die Here het selfs Christus se gebed nie geantwoord nie. Maar hy was stil gewees, ook in daardie oomblik, as gevolg van sy regverdigheid, dit wat moes gebeur het, sy raadsplan. So geestelik is daar 'n impak op ons lewens, wanneer daar swaar kry is. Geestelik word ons ook versterk in hierdie tyd. Dit herinner ons dat swaar kry nie altyd 'n teken is, dat God ons net verlaat het nie. Maar dikwels 'n manier om ons aandag te vestig weer terug op hom. Ons het baie keer 'n Afrikaanse spreekwoord wat sê, fokus my kind. En dis baie keer wat hier plaasvind in ons swaar kry. Waar die Here ons fokus weer wil terugbring na hom toe. Ons afhanklikheid terugbring na hom toe. Want hy is daar. Soos wat ons die laaste paar weke gehoor het. Hy is die God wat red, hy is die God wat regeer. Die koning wat regeer en die Here wat teenwoordig is. Prakties wat beteken dit vir ons dat in swaar kry ervarings, dis menslik om kwaad te wees, hartseer te wees. En ons het nie nodig om dit te minimaliseer tot niks nie. Ons kan dit erken. En ons kan dit bely voor die Here. Die swaar kry wat in hierdie verse beskryf word, is nie die einde nie. Dit is nie waar dit ophou nie, maar dit gaan oor in hoop. Hierdie sal ek ter harte neem, daarom sal ek hoop. Waarop gaan dit? Waarop kom dit neer? Dit kom op die goedertierenheid en die getroue liefde van die Here. Wat is die goedertierenheid van die Here? Dit is nie iets wat ons nog elke dag van praat nie. Ons sê nie die goedertierenheid van so en so. Maar wanneer ons in die skrif sien,
praat goedertierenheid van die getroue liefde, die verbondsliefde van God, dat hy ons nie gaan laat nie. Dat hy steeds by ons sal bly. En daarop is wat die digter op hoop. Sy trou is altyd nuut. Die 83 vertaling, of die 33 vertaling sê, dit is die getrouheid van die Here, dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartigheid geen einde nie. Dit is elke môre nuut. Die trou is groot. Ek dink nie ons almal het dit mooi gehoor nie. Dit is elke môre nuut. Die trou is groot. Het ons dit reg gelees? Dit is elke môre nuut. Die trou is groot. Geliefdes, ons beklemtoon dit en ons herhaal dit, want dit is iets wat herhalend is ook in die werklikheid. God se trou eindig nie net die aand wanneer die son sak nie, maar elke dag gedurend is dit daar. Die Here se trou ontbreek nie. Selfs daar in die swaar kry, wanneer die son sak en ons voel net die donkerte om ons, vergaan die Here se goedheid nie. En daarom kan ons sê, dis elke môre nuut. Die Here is my deel, sê my siel. Daarom sal ek op hom hoop. Vers 24. Ek sal op die Here hoop. Nie op my finansies en of hoeveel in my bankrekening is nie. Ek sal nie hoop op die materiële besittings wat ek het nie, of nie het nie. Ek sal nie hoop op my ouderling of my diaken of my predikant nie, maar ek sal hoop op God, die Here. Die Here van hemel en aarde, want hy kom niks kort nie. God se goedheid, inleiding, is altyd daar. Die psalmdigter beklemtoon dat God goed is vir die wat op hom wag en na hom soek. Dit is nie 'n passiewe wag nie, dis 'n aktiewe wag. Die Here antwoord nie my gebede nie, die Here hoor my nie. Okay, dit beteken nie ons moet ophou nou nie. Doen Bybelstudie. Bid steeds. Hou aan prediking toe gaan. Kerk toe, na die gemeenskap van gelowiges. Verdiep steeds in gesprekke met medegelowiges oor die Here. Dit is nie 'n passiewe wag nie. Wat doen ons as ons in die dokter se spreekkamer sit? Jy sit nie net daar nie. Baie keer begin ons 'n tydskrif deurblaai. Ons is op Facebook, YouTube, waar ook al. Ons is besig om te wag. En dan roep hulle ons en dan gaan ons na die dokter toe. Dieselfde met ons gebede. Wanneer dit voel of die Here ons nie hoor nie, doen Bybelstudie, lees Bybel, praat met God, hou aan dit doen, aktief. Want in hierdie stiltes is dit ook herinnering om nederigheid en oorgawe te lewe. Dat ons nie nou dink, iets wat ons doen, sal die Here laat luister nie. Maar dat ons stil tot hom nader. Hy gebruik beelde soos iemand wat 'n juk van swaar kry dra. En hoe herinner dit ons nie aan Matteus nie, waar Christus ons ook uitnooi en sê, kom dra my juk. Matteus 11 vers 28 tot 30. My juk is lig en sag. Hoekom sal ons dan aan ons eie swaar belaaide een dra, as Christus ons dan uitnooi om tot hom te nader, ons oproep in ons swaar kry? God se genade en oordeel word ook raak gesien in hierdie teks. Vers 31, want die Here verstoot nie vir ewig nie. Hierdie woorde wys daarop dat dit 'n tydelike situasie is. Dis nie vir ewig durend nie. Dit sal nie vir altyd so gaan nie. In hierdie swaar kry gaan dit nie onophoudelik ad infinitum aangaan nie. Dit hou nie vir altyd aan nie. Dit voel vir ons so. Maar doen nie.
Hoekom? Want in hierdie wêreld vol sonde, voel alles soveel erger, as ons dit nie tot God vat nie. Geliefdes, die psalmdigter besef ook, hy skryf in 'n tyd, waar dit swaar gaan met die volk van God. En hy besef ook dat hierdie swaar kry is tydelik. Want op hierdie oomblik moet God se regverdigheid geskied. Want God is regverdig. En sy volk moet weer leer om afhanklik te wees van hom. Nederig voor hom. Nie allerhande ander afgode aanbid nie. Maar alleen tot hom nader. Want hy pynig en bedroef die mensekind nie van harte nie. Dit is nie hoe die Here is nie. Die Here wil dit nie doen nie, maar hy is regverdig. So wanneer dit plaasvind in die boek van Klaagliedere in daardie tyd, dan is dit om sy geregtigheid en regverdigheid te laat seëvier. Dit moet gebeur van die raadsplan. En sy volk het afvallig geword van hom. En daarom, wanneer Jeremia praat oor die swaar kry, verstaan hy die ewigheidsperspektief wat daar saamgaan. Hy verstaan, dit is nie net tydelik nie, maar dit gaan oor God se groter plan. Dit beteken vir ons dat ons steeds hoop het. Daar is nog steeds hoop vir ons. Maar geliefdes, dit is nie net iets wat spontaan gaan gebeur by ons nie. Ons moet ons fokus daarop plaas. Ons het al gesien in die psalms wanneer Dawid skryf, dan sê hy ook, ek het my siel tot stilstand gebring. Dis amper asof jy met jouself praat, self onthou om te fokus op die Here se goedheid. Fokus en verander die perspektief op God se goedheid, want sy goedheid het nie einde nie. Selfs in die swaar kry. Wanneer ons dan nou terugkyk oor 'n jaar, dan dink ons, maar die jaar was swaar. Daar was verlies. Daar was ongelukkigheid. Daar was trane en hartseer. Daar was hier en daar goeie goed ook. Maar die een ding wat ons regdeur sien, is die Here se getrouheid, sy goedertierenheid, sy verbondsliefde, wat deurlopend is. En dit is wat ons die hoop moet gee ook, om in die toekoms in te gaan, en weet hy's by ons. Selfs Christus het beleef dat God steeds by hom is. En hy het geweet, daar is 'n groter plan oor hoekom daar die lyding moes plaasvind, en hoekom hy aan die kruis moes gesterf het vir ons. Hy het ook swaar kry in sy lewe gehad. Maar steeds was daar hoop. Want God se volk word gered van straf en die dood. Geliefdes, nou wanneer ons in 2025 ingaan, moenie passief wag nie. Wees aktief. Leef in nederigheid en afhanklikheid voor God. Christus het gekom om vir ons te wys hoe hierdie verhouding lyk tussen ons en God en hoe om so te lewe. Ten spyte van die swaar kry, ten spyte van die vervolging. En wanneer ons dan in hierdie hoop lewe, dan lei dit ons ook uiteindelik om getuies te wees. Hoe kan jy so aangaan en so bly wees na al die teëspoed wat jou getref het? Want die Here se goedheid is elke môre nuut. Dan begin ons 'n getuie word aan ander oor God, oor sy getrouheid, sy genade wat elke oggend nuut is. Wanneer ons kies om ons fokus en ons hoop op God te plaas, veel eerder as die materiële van hierdie wêreld, dan sal die Here ook ons pad lei, wanneer ons volgens sy wil lewe. Vertrou op God se groter plan, ook in die jaar wat kom. Moenie vaskyk in die hier en die nou en die een dag na dag na dag nie. Fokus op God. Hoop in Christus.
En laat die Heilige Gees ons lei om hom te bely. En vanuit hierdie hoop vervul ons ook die groot sendingsopdrag van Matteus. Want wanneer ons uitgaan en getuig, dan gaan daardie mense ook weer getuig. En kort voor lank sal dit aan die uithoeke van die wêreld wees. Geliefdes, daarom sal ons hoop op God. Hierdie hoop dra ons, dit lei ons, dit bind ons, en dit gee ons krag om 'n nuwe jaar in die oë te kyk en te weet, die Here is met ons. Hy is 'n koning wat regeer. Hy is ons God. En daarom sal ons hoop. Amen. In antwoord op die prediking sing ons Psalm 25 vers 1, 2 en 6. En vers 25 vers 1 sê vir ons, in U stel ek my verwagting en ek rig my tot U, o God. Laat die vyand my veragting, my, o Here, nie bespot. Ons sing saam al 3 verse waarna ons dan sal bid. Here, ons is dankbaar dat U trou en U liefde elke dag nuut is. En soos wat Paulus ook skryf dat ons uiteindelik ons bestaan net aan U te danke. En daarom kan ons net ons hoop op U plaas. Here, ons is so geneig om ons hoop op ander plekke te soek. En daarom bid ons dat U ons sal rig en dat die Heilige Gees ons sal lei om daadwerklik weer te fokus op U. Dat ons ons hoop buite onsself, buite ander mense in U sal soek. Mag die Heilige Gees ons ook lei om dit aan ander te verkondig, sodat ons so ook getuies kan wees in hierdie wêreld
wat so baie hopeloos is, van hoop en die genade van 'n koning wat teenwoordig is. Here, laat U naam so geheilig word, dat die koninkryk ook so kom, ook in die nuwe jaar wat voorlê. Laat U wil geskied op aarde, soos in die hemel. Mag U elke dag, as dit nie wil is, vir ons daaglikse brood gee, fisies en geestelik. En vergewe, Here, ons oortredinge. En laat die Heilige Gees ons lei om ook ander te vergewe wat teenoor ons oortree. Here, laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die mag en alle lof tot in alle ewigheid. Amen. Liefste, daarso is nou die geleentheid vir die afdrag van liefdegawes en kollekte onder die diens en by die deure vandag. Beide is dit vir die diens van barmhartigheid, sodat die diakens ook hulle dienswerk kan verrig aan die behoeftiges. Liefdes, laat ons nou daar dit verkondig ook in sang en lied. U goedheid, Heer, kan ons nie pyl nie. Wie word daardeur nie diep getref? Niks anders bring vir ons die heil nie. Ons wil ons hart tot U verhef. Aan U alleen ons dank en ere, U wat ons in U liefde lei. U sal ons nooit vergeet nie, Here. U wil ons in die waarheid lei. Ons staan dan sing ons lied 200 vers 1, 2 en 3, waarna ons dan weggestuur word vir die seën van die Here om ook in die hoop te lewe.
Die Here het vir Moses gesê, om vir Aaron te sê, so moet julle die volk van die Here seën, wanneer julle seën. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn in jou dag van nood. Die Here sal jou gebede verhoor, en aan jou sal hy sy vrede gee. Amen. Dankie Dominee vir die gepaste boodskap wat jy vir ons gebring het. Die kollekte wat ons nou by die deure gaan inneem is vir diens van barmhartigheid. Volgende week is dit vir GKSA sustentasie en vir diens van barmhartigheid by die deure. Ons het met leedwese gehoor van broeder Flip se suster wat oorlede is maandag, dink ek. Baie sterkte vir julle en julle gesin. Ons dink aan julle en ons bid dat die Here julle ook sal vertroos in hierdie hartseertyd. Verjaarsdag, maandag is dit Gideon Skeepers en Megan Wenzel en Vrydag is dit Elmarie Snyman en Saterdag is dit Janko Du Plessis. Daar is nog kalenders agter vir julle wat nog nie by julle ouderling uitgekom het nie. As julle kalenders kort, kom net na die konsistorie toe om daar te kry en daar is tee en koffie na die diens en julle is welkom om saam met ons te kom dit te geniet. Okay.